Ek onthou altyd John Ray se naam en nooit die ander een. En nou vandag toe kyk ek, het jy al aangesit broer? Ja. Ja, nie is reg. Ek is nie reg. Amen. Wonderlik, kom ons lees vanmôre die woord van die Here uit Galasiërs 1, hoofstuk 1. Ons het gister gelees uit Efesiërs. Dis ons net een boek terug. Prys die Here. Ja, Galasiërs 1. So wonderlik, ek is so bly vir elkeen wat opgekom het. Amen. Om die huis van die Here te wees. Ek glo dat elkeen dit nog geniet hierso. Amen. Amen. Wonderlik. Met die dienste en so aan en goed. Ons het vanoggend koortjies gesing wat ons lanklaas gesing het. Dit is wonderlik, dit is lekker. Ja. En dit is wat so lekker is van 'n konferensie, want dit gee tyd dat jy die ander koortjies op kan sing. Ja, is Prys die Here en onthou vanmiddag se singsong. ja, Dan gaan amen. ons lekker saam sing. Die Here se naam groot maak. Maar ons lees vanmôre uit Galasiërs 1. Ons gaan daarvan vers 6 af lees. Ek sal 'n paar keer stop en dan praat ons oor die woord. Nou, voordat is dit om die woord te kan bring vir ons. Paulus skryf aan die Galasiërs, hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. Hierdie boodskap het ek 2 weke terug reeds gekry. Die woord van die Here sê dat hy, wat Paulus sê, dat hy verwonderd is dat die mens so gou na 'n ander evangelie toe gaan. Ja. Ek praat nie van 'n evangelie wat in dieselfde genootskap as jy is nie. Ja. Dieselfde glo nie. Onthou, ons is 'n gemeente hier, het 'n gemeente daar en 'n gemeente daar, in verskillende dorpe, glo dieselfde. Ek praat van 'n evangelie wat 'n ander leerstelling het. Jou iets anders te leer as behalwe Christus alleen. En natuurlik uitbrei op oor dit. En baie keer kom mense, dan hou hulle nie van hierdie evangelie, want hierdie evangelie by hierdie gemeente is reguit. Soos wat die woord sê. Ja. Baie hou nie daarvan nie, ander hou baie daarvan. En dan gaan hulle na ander gelowe toe of ander plekke toe. En Paulus sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word. Ons het net in daai koortjie gesing, alles verander maar Jesus nooit. Ja. En weet wat het my opgekom? Skoon as ek dit noem. Ons het die oggendontbyt, ons lekker geëet. Toe is ons almal versadig. En toe kry ons roomys. Toe is almal ewe skielik weer honger. En almal geniet die roomys. Sien hoe verander die mens. Ja. Amen. Ja. Die mens, sê ek altyd, is 'n snaaks. Hy verander altyd so vinnig. En daarom sing ons daardie koortjie, alles verander maar Jesus nooit. En dis kom Paulus skryf, hy sê ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander vereniging toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Nou ons kan vanmôre eerlik wees, hoeveel mense het jou al probeer verwar? Ja. Of jy luister na 'n videoklip of jy luister na 'n ander boodskap of 'n ander prediker en dan verwar hy jou, dan dink jy, ek wonder of my prediker wat altyd die woord bring, die waarheid praat en is hy dalk nie klein nie. Amen. En hierdie een praat so lekker en dit is so sappig dat die woorde so lekker smelt en ek wonder. En dit is wat Paulus bekommerd gemaak het daarin. En dit is wat ons moet bekommerd word in hierdie laaste tyd, dat ons standvastig moet staan in dit wat ons geleer is, in die weg en die waarheid van een Here, een geloof, een doop. Amen. In Christus Jesus. Amen. Wat gaan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle
daardie naam. Daardie kosbare naam. Wat so wonderlik is, die engel kom en sê, want julle moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk sal verlos van hulle sondes. Geen ander een sal kom nie, hy alleen. Prys die Here. Hy sê verder daarso in vers 8. Maar al sou ons of engele uit die hemel julle evangelie verkondig en stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom in vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig en stryd met die wat julle ontvang het, laat hom in vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees. Kom ons lees 10 weer. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? As jy vanmôre 'n prediker is en jy soek die guns van die mens, dan wil ek vanmôre vir jou vra en eerder sê dat jy maar eerder moet ophou om 'n prediker te wees. Dit is harde woorde en dit is seer. Maar weet jy wat, jy doen skade aan jouself en aan die gemeente. Want jy gaan verantwoordelikheid doen by God eendag, want jy daardie skapies mislei en verlei. En jou eie siel laat skade. En dis kom Paulus sê, is ek om guns te vind by die mens of by God? Ons kan net by die Here Jesus alleen inskuil. Dit wat hy vir ons gee, wat die weg en die waarheid is, geen ander nie. En dit is vanmôre hard, maar dit is die waarheid. En ons bly by dit. Dat ons, wat sê die woord van die Here, bly standvastig in dit. Bly staan vas in hierdie evangelie wat ons gekry het. Hou vas in dit. Dis hoekom die Here Jesus sê, nie almal sal, hulle wat sê Here, Here, is nie hulle wat die koninkryk van God sal ingaan nie, maar hulle wat vas staan tot in alle ewigheid. So ons moet vas staan in hierdie woord van God, al is dit vanmôre hoe hard, hoe maak dit hoe seer, maar dat ons sal vas staan in hierdie evangelie van Christus Jesus, dat ons alleenlik net gered kan word deur Jesus Christus sy bloed, wat ons vrygemaak het en wat ons kan vrymaak. Geen ander evangelie moet ons vanmôre verkondig. Niks anders nie. Net Christus en Christus alleen. En Paulus sê, as ek by julle kom, wil ek net Christus en Christus alleen by julle hoor. Ek wil niks anders te hoor. En dit is wat ons mekaar moet leer elke dag. Broer, suster, ek wil Christus in jou hoor. Ek wil Christus in jou sien. Ek wil Christus in jou gedrag sien. En dit is die probleem van kinders van die Here. Christus is nie meer in hulle gedrag nie. Dit het afvallig geword. Dit het een kant toe gegaan. En daai afvalligheid het veroorsaak dat kinders van die Here uit mekaar uitspat. En mense begin te losbandig lewe. En die voordinge wat hulle gedoen het van die sonde terugbring in hulle lewe. Want dit is so maklik om terug te gaan na die verkeerde dinge toe. Daarom sê die Here, stry hard om in te gaan. Amen. En ons het 'n stryd wat ons moet stry, want hierdie evangelie is hard vanmôre. Hy's nie soetsappig nie, want dit is harde woorde, as ons in die wil van die Here wandel. Maar as dit oppervlakkig is, dan is dit 'n easy evangelie. Dan sê hulle dit is soos 'n walk through the park. Dis baie maklik. En ek wil nie vanmôre kerke of genootskappe verwyd of aanvat nie. Maar wees versigtig hoe jy die woord bring. Dat ons die waarheid bring en staan in die woord van God. En die mense leer wat is die waarheid van Christus. En niks anders as die waarheid van God. As die woord sê dat as jy die sonde doen, gaan jy die koninkryk van God nie ingaan nie, is dit 'n vasgestaande woord. Dis geen maars by dit. Maar as jy vir my 'n geldjie gee, of as jy by my bely,
sal jy ingaan en jy gee 'n donasietjie of iets van die aard, soos daai mense wat in die hokkies gaan. Dit werk nie so nie. Enigste ware evangelie is dit van Christus Jesus wat Paulus verkondig het. Ons gaan dit verder lees wat Paulus sê. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie aan die mense is nie. Daar sê Paulus dit. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie aan die mense is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Hy sê en erken dit, ek het dit nie deur 'n mens ontvang nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Laat my dink aan daardie dag, toe hy gewandel het op daardie pad, met daardie brief in sy hand, om daardie mense te gaan doodmaak. En skielik het 'n lig hom bestraal. En meeens het op die grond geval. En ons weet wat het gebeur verder. Hy sê ek verkondig dit wat aan my geopenbaar is. Daardie evangelie van Jesus Christus, wat ek nie by 'n mens gekry het nie. Wat nie 'n mens dit vir my geleer of 'n skool dit vir my geleer het, of 'n college nie, want wat God het vir my gegee, waar Jesus Christus die grootste meester is, wat dit vir my geleer het. En ek het dit by hom gekry. En hy staan vas in dit. En dit is hoe predikers vandag moet wees. As jy die evangelie van Christus Jesus gekry het by God, staan vas in dit, prediker, wil ek vir jou môre vir jou sê. Kind van die Here, ek wil vir jou môre sê, staan vas in dit. Al sê wie ook al vir jou wat. Al gee hulle vir jou watter name, watter byname, watter titels of wat ook al hulle vir jou wil downrang. Staan vas in dit wat Christus jou geroep het. Want jy het dit nie van 'n mens gekry. Jy het dit van God gekry. En hy's geen mens wat hy kan lieg nie. Ons het net in die koortjie gesing, alles verander. Maar Jesus bly. Amen. Die koortjieleier was so in lyn gewees om daardie koortjie te kies. Wonderlik, prys God. Ek raak so opgewonde. Ek's nou nie soos pastoor wat gisterand hier wou gespring het. Dit is 'n bietjie jonger as hy maar. Hy kan spring. Prys die Here. Wonderlik. Kom ons lees verder. Vers 13. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en verwoes het. Kind van God, as jy die woord van God gekry het, en jy's gebore en herbore in Christus Jesus, en jy staan vas in dit, dan was jy die verlede gewees. Paulus sê, julle het gehoor van my. Wat ek gedoen het, dat ek die gemeente en die kinders van die Here wou vervolg het en wou verwoes het. En as jy vanmôre nie die waarheid preek wat in God se woord staan nie, is jy besig om God se werk skade aan te doen. Is jy besig om die gemeente te verwoes. Is jy besig om God se planne vir die ewige lewe vir daardie mense tot nul te maak. Want jy preek die verkeerde. Want jy streel hulle in die ore. En jy sê almal gaan hemel toe. En dit is alleen in die hel uit. Want dit is nie so nie. Hy wat gewas is in die bloed van die lam, wat gereinig is, wat geheilig is in Christus Jesus, wat soos gisteroggend die versoeningswerk plaasgevind het in sy lewe en gebind is met Christus Jesus, daardie verbond kontrak saam met Christus gesluit. Dit is hy alleen wat gered sal word en wat sal ingaan deur sy genade, niemand anders te nie. Niemand nie. En dit is wat ons boodskap bring elke keer, sodat jy die mense en die kinders van die Here kan herinner daaraan. Kind van die Here, maak seker elke dag dat jou lewe ingeanker is in Christus. Ons moet elke dag onder self introspeksie doen in jou lewe en sê, Here, is ek werklik waar reg met U? En as jy agterkom, jy gaan vinnig agterkom, ek het 'n probleem. Maar God is so genadig. Hy sê, my kind, ek wil tot dit vir jou wegvat. Tot dit wil ek vir jou vrymaak van. Want ek het jou lief. Want die kruishout wys dit. Die spykers in sy hande en sy voete is 'n teken van dit.
dat hy ons lief het en lief gehad het tot nou toe en altyd deur. En daarom moet ons vasstaan in hierdie evangelie. En dit is wat Paulus vir die mense probeer indruk in daardie Galileërs. En ek wil vanmôre in elkeen van julle dit indruk. Die ware evangelie wat ons gekry het. Hou vas aan dit. Amen. Prys die Here. Vers 14. En dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het, bo baie van my leeftyd onder die stamgenote, terwyl ek veral ywer was vir die ywer was vir die oorlewering van die voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van my moeder skoot, net my oor reg kry hierso. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade gered is. Toe ek hierdie gedeelte begin te lees, toe dink ek is hierdie gedeelte waaroor ek so opgewonde geraak het toe ek het gelees het. En dalk hoekom ek verkeerd lees, want ek raak so opgewonde. Hy sê daarso, my afgesonder het van die skoot van my moeder af. Hoe wonderlik is die dag toe jy in die skoot van jou moeder gelê het, het God jou afgesonder, want hy het 'n plan met jou gehad. Hy het 'n plan met jou gehad. Laat my dink aan Rebekka, Isak se vrou wat nie kinders kon gekry het nie. En Isak het gebid en sê, Here, asseblief open die skoot vir my vrou. En toe word daar 2 in haar skoot gevorm. En hulle is woelig. Ek voel die salwing van die Here. En die Here sê vir haar, wat sê hy vir haar? Hy sê 2 nasies sal uit jou uitgebore word. 2 sal uitkom. Die een sal sterker wees as die ander. So wat sê Paulus, van die geboorte af, van jou moeder skoot se tyd af het God 'n plan met jou gehad in jou lewe. En dis waaroor jy moet opgewonde raak, kind van God. Van daardie tyd af. Nie van die dag toe jy ingestap het of ergens jou hart aan die Here. Van daardie tyd af, van die skoot van jou moeder. Het hy gesê, daardie een wil ek roep. Daardie een gaan vir my gesalfde wees. Daardie een gaan vir my dit doen. Dis wonderlik om daaraan te dink, dat jy gedink het, ag ek is maar net 'n ou mens. Nee, God sê, Paulus skryf en hy sê in die skoot van jou moeder, het God jou reeds geroep. Het hy reeds jou naam geken, nog voordat jou mamma en jou pappa gedink het wat jou naam gaan wees, of jou afkorting van jou naam, of jou noemnaam, of wat, het God gesê, daardie is my kind, wat ek gaan roep. Nie net dalk vir die evangelie van Christus om 'n prediker te word nie, maar vir die ewige lewe. Wees opgewonde daaroor. God het ons nie geroep om in hel toe te gaan nie. Hy het ons geroep dat ons kan gaan na sy ewige lewe toe, 'n plek wat hy voorberei het. Dis hoekom ons opgewonde moet word. Van die skoot van my moeder af was daar 'n plan gewees vir my. En hoeveel kinders van die Here, en hoeveel mense wat dit so hartseer maak, gooi hulle lewe weg. Weg. Kind van die Here, die woord sê, in die skoot van jou moeder is jy geroep. Hoeveel draai uit na die verkeerde weg? Baie. Hartseer. Dink jy God is tevrede met jou? Nee, want hy het 'n plan met elkeen. God het geweet dat hierdie mensies van my, het hierdie werk wat ek geskep het, in die dag toe ek die tuin van Eden geskep het, en wou ek 'n volmaakte volk gehad het Adam en Eva gesondig. Maar ek sal kom, en ek sal hierdie sonde van hierdie mens sal ek wegneem. En ek sal vir hulle ewige lewe gee, 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel. Wat hy wil hê ons moet deel hê in. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Toe jy op skool was, sorry ek noem dit, seuns, ons wou almal altyd rugby gespeel het, maar jy was nie altyd gekies nie. Amen. Dametjies wou altyd netbal gespeel, maar jy is nie altyd gekies nie, maar by God is jy gekies. Die besluit is, wil jy dit hê of nie? Van die skoot van jou moeder af. So ons is die rede hoekom ons nie hemel toe sal gaan nie. Want ons besluit verkeerd. Ons kies verkeerd. Ons
kies die verkeerde. Waar die regte vir ons neergesit word, die belofte, wat die Here sê, as jy die wil van die Here doen, soos wat die woord gisterand gesê het, as jy luister, luister, dan sal jy die ewige lewe beerwe. Dan sal jy die koninkryk van God ingaan. Daar is geen ander keuse nie. Daar is net een wat die Here sê, as jy luister en my wil doen, my gebooie, my verbond, dan sal jy. Dis 'n uitgemaakte saak. God is geen leenaar dat hy kan lieg, dat hy sê, maar dit is nie wat ek bedoel het nie. Nee, God werk nie so nie. Dis die mens wat so werk. As jy die woord reguit is, dan sê die predikers baie van hulle, maar God bedoel dit eintlik nie so nie. Die woord bedoel dit eintlik nie so nie. Jy kan maar drink, boetie. Jy kan maar drink. Dit was vir daardie gemeente of daardie tyd se mense. Dit is vir altyd. Dit is vir nou. Dit is vir elke persoon op aarde. Dit was nie vir sekere klomp gewees. En ons wat vandag hier is, nee, ons kan dit maar oorsien, want ons is onder die genade van God. Nee! Dit is vir ons elke een. En dit is wat God wil vasmaak by ons. Hierdie leerling wat ons geleer het, dat ons vasstaan in dit. En Paulus sê, ek verwonder my, dat julle so gou afdraai van dit af. Maar ons moet vasstaan. Ons moet vasstaan, dat dit is wat ons geleer het. Hou vas. Vers 15 sê, om sy seun in my te geopenbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig het, en dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg. Amen, wonderlik, wonderlik. Kind van die Here, jy moet opgewonde raak op God se woord. Hy sê, ek het dadelik wat gedoen? Ek het nie vlees en bloed geraadpleeg nie. O nee, hy het nie. Hy het nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Hy het nie na iemand toe gegaan en gesê, is dit so die woord nie. Hy het na waar toe gegaan? Op sy knieë gegaan voor die aangesig van God. En God antwoord en sê, Here, gee my die waarheid. Gee my die weg. En ek sal daarin wandel. Amen. Dis hoekom ons die evangelie aanbid. En dien in gees en waarheid, want ons vind die waarheid op ons knieë. By die Here, by geen mens. Alles verander, maar Jesus nooit. Broer, waar is jy? Jy was so in die kom met daardie koord van man. Ek spring so opgewonde oor jou, dat jy ingeanker was. Prys die Here. En dadelik, kom ons lees dit weer, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. So, ons was die heidene gewees. En Paulus het uitgegaan om hierdie evangelie wat hy gekry het, direk van God af, uit die troonkamer van God af, uit die heiligheid van God af, het hy gegaan om dit aan die heidene te gaan verkondig, wat hy gekry het van God af, by geen mens sê. So wonderlik. Hy sê, onder die heidene verkondig, dat ek dadelik nie vlees en bloed geraad. Kind van die Here, so baie keer raadpleeg jy die duiwel. Jou prediker is die duiwel van self. En jy so in die slaap, dat jy nie eers sien, dat hy die duiwel is nie. En jy gaan raadpleeg hom, en hy wil nie jou geldjies verloor. En daarom sal hy vir jou heuning om jou mond sit. En versê, my broer, my sussie, jy is nie so sleg. Daardie Saterdag aand se dansie is alright. Solank jy net Sondag in die huis van die Here is. Bring maar vir jou hol saam, dat hulle maar die reuk bietjie wegvat. Dis verkeerd. Hy raadpleeg die verkeerde een, maar Paulus weer en sê, nee, ek raadpleeg die Here. Wat sal die Here vir my sê? Wat het die Here vir Kain gesê? Kain? Die sonde lê en loer vir jou. Maar jy moet daaroor heers, Kain. Jy moet daaroor heers, kind van God. Jy moet daaroor heers, van die sonde lê en loer vir jou. Die ander plekke lê en loer vir jou, en hulle kyk uit vir jou, en hulle wag vir jou. Maar jy moet daaroor heers. Jy moet standvastig wees in die Here. Jy moet standvastig staan in hierdie skrif, in hierdie woord, in hierdie heiligheid van God. Dis standvastigheid. Want dis hy wat van verhard tot die einde toe, dit is hy wat gered sal word.
Nie hy wat sê Here, Here nie. Nie hy wat mense raadpleeg nie. Ja. Maar hy wat God raadpleeg. Amen. Rebekka het gegaan en sy die Here, gaan lees die woord Ja, in Rebekka amen. in Genesis. En sy sê, en sy die Here gaan raadpleeg. So ander woorde, wat het sy gedoen? Sy het gaan bid. Ja. Amen. Yes. Amen. En wat se antwoord kry sy? 2 nasies sal uit jou uit. Ja. Amen. En dit was so gewees. God kan nooit verkeerd. Nee. Amen. Al lyk dinge vir jou duister. Al lyk dinge vir jou snaaks en hoe moeilik. God kan nie 'n fout maak nie. Hy het 'n plan met alles en 'n doel met alles in lewe. Hoekom hy dit doen? Al wat ons moet doen is om raadpleeg en sê, Here, lei my in die regte rigting. In die regte weë, dan sal dit so gaan met jou. Wonderlik. Amen. Vers 17 sê, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Amen. Amen. Hy sê ek lieg nie. Halleluja. Ek skryf die waarheid. Ja. En Amen. baie predikers vandag sê ek lieg nie. Amen. Baie gaan daar uit as hy klaar die woord gebring het en sê kyk, ek het so gelieg om my sak te vul. My groot voertuig wat ek het, vol diesel of petrol. Die huis wat ek het, sy hier kan betaal. Ek het so gelieg vir hierdie mense. Maar hy sy oë is toe en hy besef nie. Amen. Hy koop sy pad hel toe. En daardie skapies wat aan hom geglo het, wat vasgehou het aan hom. Jy weet, hulle is pastoor en predikers en dominee predikers, maar my pastoor sê so. Ek het niks vanmôre teen pastoor Jan nie. Ek preek nie vir hom. Pastoor, dis nie vir jou. Maar hulle hou so vas aan hom. Ja. Want jy weet, die pastoor hou so vas aan daardie een wat hy weet. My broer gee R10,000 diens. Ja. 100,000 rand nodig het, dan sal daai broer of suster my help. Amen. Amen, dis waar. Dis En waar. dan 'n breek daaroor. Dis Ja. waar. En dan sê hy het gewerk vir dit en dit. Jy het gelieg vir dit en dit. Ja. Jy het vir niks gewerk, jy het gesteel. Ja. Amen. Jy het God se werkskade aangedoen. Dis waar. En dis hoekom daar meer mense buitekant is vandag by die huise sit en die malls is en goed as in die huis van die Here. Ja. Dis oorleenaars, mense wat lieg, wat die skrif nie by God gekry het. Ja. Amen. Dis waar. Amen. Maar die ware predikers kry dit in sy binnekamer Yes. voor die aangesig van God. En die Gees kan nie lieg nie. Prys die Here. Want dis die Gees wat deur my praat. Amen. Dis nie ek nie, ek's instrument. Yes. Amen. Maar wanneer ek praat uit my eie uit, dan begin hy te lieg. Yes. Dis hartseer. Vers 22 sê: En ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Juda. Jo, toe daai gedeelte lees, toe maak dit my opgewonde. Wat sê hy? Ek was persoonlik onbekend by die Christelike genootskap. Ja. O, jette jong, baie mense wil altyd bekend wees. Ja. Altyd bekend wees as die moderator kom besoek, is ek eerste daar om te sê ek is so en so. Ja. Amen. Dit is so man. Jy wil bekend wees by die mens. Wees bekend by God. Nie by die mens nie. Dit tel nie. Ek dank die Here dat ek nog altyd so voel in my binneste dat ek hardloop nie eerste en dan sê ek is pastoor se voorgeleier nie. Ja. Nee man, nee. Ek kan hom nie eens weet van my nie. Ek dien hom tyd al 10 jaar nie so. Wie is hierdie broer? Amen. Hy is al 10 jaar by ons. O Vader, dis net ons hom sien. Ja. Of herken van hom. Ja. Moenie laat jy so wees dat jy bekend is by almal. Amen. Dit bring jou in die moeilikheid dan. Ja.
Nee, Paulus sê ek was nie bekend by hulle gewees nie. Maar een ding verseker, ek is bekend by God. En dis wat tel. Dis wat tel, nie bekend by die mens nie, man. Dit werk nie so nie. As jy jou nie ken, jy ken hulle nie. Maar weet een ding, verseker God ken jou. En hy weet van jou. Dis wat jy moet opgewonde maak. Nie van hoeveel predikers weet van my nie. Ag nee, vergeet hulle man. God weet van my. En hy ken my. En dit wat ek gedoen het in die verlede is verby. Hy het my nuwe skepsel gemaak in Christus Jesus. Dis wat tel. En baie mense hou dit teen jou. Altyd, hulle sal jaar en jaar uit dit teen jou, maar weet jy wat? Is omdat jy wil bekend gewees het by hulle. Maar as jy bekend is by God, het hy die lelike dinge vergeet. Hy is 'n nuwe skepsel. En ander mense is jaloers op jou. Omdat jy vrygekom het. En omdat jy die waarheid preek. En omdat jy vas staan in hierdie evangelie van Christus Jesus. En jy preek die waarheid. En jy doen die waarheid en jy wandel in die nou weg. En dan sê hulle is nie. Dan sê hulle stories van jou. Maar Paulus sê ek verwonder my. Maar Paulus het vasgestaan. Want hy weet wie het hom gered. Hy weet wie het hom gered. Dis nie boeke kennis wat hom gered het nie. Maar nee, dis Jesus Christus wat self van hom verskyn het. Dis wie hom gered het. Hy was daar by die kruis. Hy was daar op die grond gewees. Hy was daar onder gewees. Hy het gewees, Jesus het my gered. Hy het my vrygemaak. Nie 'n boek nie. Nie kennis nie. Nie 'n college nie. Niks man. Jesus was my redder gewees. En daarom staan hy vas in die evangelie. En dis wat ons moet doen in hierdie tyd. Ons moet vas staan. Ons moet vas staan in hierdie woord. Prys die Here, hy sê hulle verder. Hulle het net gehoor. Hy wat ons vroeër vervolg het. Prys die Here. Verkondig nou die geloof. Wat hy vroeër besig was om uit te roei. Hy wat eers so was, het jy dit gehoor? Hy wat dit was verlede tyd. Hy verkondig nou die woord van God. Moet ons nie bly wees oor hom wat dit was nie. Nee, mense is nie bly as jy tot bekering kom nie. Nee, hulle is nie. Weet jy hoekom is hulle nie? Want hulle is nog in die sonde. Want hulle is jaloers wat hulle alleen gaan help toe. En hulle wil jou saamsleep. En dis hoekom hulle jou wil nie 'n selfregverdige kans wil gee en sê God het jou gewas en gereinig met sy kosbare bloed nie. Want hulle kyk neer op was. Verlede tyd. Ek kyk na die toekoms. Ek kyk na die verte. Ek wat ver was, ver weg van God af was, ver weg van sy gebod af was. Maar het my gered deur sy kosbare bloed. En daarom staan ek vas in hierdie evangelie. En dis wat ons moet doen, kind van die Here. Ek smeek julle in Jesus naam. Kom ons bly vas. Kom ons bly staande in hierdie evangelie van Christus Jesus. Hy sê al kom 'n engel uit die hemel uit. Mag hy vervloek wees. En wie kom en verdraai die mense? Die vyand, hy is reeds vervloek. En hy wil nog meer vat. En hy kom en hy gee 'n ander verkeerde evangelie. En dis hoekom daai kerke jy moet betaal om 'n sitplek te kan kry. Dis verkeerd in God se woord. Wat sê die woord van die Here vir my? Toe hulle daar so was, ek neem my aan dit was 'n veld gewees. En die 5 brode en die 2 visse, 5000 man alleen na een keer. Here Jesus het nie vir sy disippels sê elkeen wat daar sit met 'n rand gee nie. Of hulle oortjie gee hulle geld daar. Nee, hy was nie agter hulle geld aan nie, hy was agter hulle siele aan. Hy wou hulle siele red. Dis wat hy wou gedoen het. Baie het gekom vir die vis en die brood, ja.
wat hulle kon versadig word, maar die Here Jesus het 'n plan met elkeen van hulle gehad, want hy het geweet, Ja. ek is hier om hierdie woord van my Vader uit te gee. Ja, amen. En ek staan vas, dis hoekom hulle ook nie van hom gehou het. Yes, Ja. ja. Dis hoekom hulle nie van Jesus gehou het nie, Ja. want hy was nie van die wêreld, want hy het die waarheid gespreek. Want hy het nie hierdie wat hy weet gekry uit boeke kennis. Amen. Hy het dit gekry van sy Vader, Glory. by homself, en hy het geweet dit wat hy praat uit die waarheid en hy staan vas in dit, Thank you. want hy weet. Mm. En dis wat ons vandag moet doen, kind van die Here. Ek wil julle bemoedig. Kom ons kry ons lewe in orde. Dat ons vas staan in hierdie evangelie van Christus. Kom wat wil, dat ons vashou aan die Here Jesus. Amen. En dat ons nie sal verander nie. Ja, amen. Dat ons net eerder nader en nader en nader elke dag aan die Here Jesus beweeg. En jy het nie nodig om bekommerd te wees nie, want as jy meer van die Here wil hê, sal hy vir jou meer gee. Ja, Amen. Jy's en ek is normale mense soos Elia was, Samuel was, Amen. Jeremia was, Jesaja was, Esegiel was, ons is dieselfdes aan. Amen. Miskien het ons van dieselfde bloedgroep nog gehad as van hulle. Maar weet jy wat, dan maak ons of ons minder is. Maar as ek vas staan in die waarheid, in die werk van Jesus Christus, dan kan ek so wees. Dan kan ek 'n Paulus wees, om vasgestaan het in die Here. En dis wat Paulus van praat. Ek verwonder my. As ons mekaar weer sien, wil ek sê, ek verwonder my, dat julle gegroei het in die Here. Ek verwonder my dat julle sterker geword het in die Here. Ek verwonder my dat julle heiliger geword in die Here. Dat julle groter krag in die Here onvervang. Ek verwonder my in dit. Dit is waar ons moet verwonder in. Ek moet nie sê ek verwonder my dat julle so afvallig geword het. Dis hartseer. Maar as ek sê ek verwonder my dat ek Christus in jou kan sien. Amen. Amen. Dis wat ons moet sê vir mekaar. Weet jy wat, ek kan werklik waar Christus in jou sien. Ek kan sy liefde in sy jou oë sien. Ek kan sy goedheid in jou handel sien. Ek kan sy wysheid en sy kennis in jou gedagtes lees. Want jy praat nie meer die ander nonsens. Jy praat die liefde van Christus. Dis wat ek my moet verwonder. Mag die Here elkeen seën in hierdie tyd. Mag ons in hierdie tyd wat ons terugdink aan die kruisdood van ons Here Jesus, waar hy die prys betaal het en waar hy gewandel het op hierdie aarde, staan vastig nadat hulle hom gehaat het. So gehaat het dat hulle hom gekruisig het, dat ons sal vas staan in sy lewe. Want dit is die waarheid. Amen. Die Here elkeen seën. Prys die Here.